Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat ons vanmôre weer kan saam wees rondom sy woord. Wat 'n wonderlike voorreg om dag na dag die Here se woord oop te maak, daaruit te lees, die oordeenkings aan te hoor en so saam te groei in die kennis en genade van ons dierbare Here Jesus Christus. Die gebed van my hart is dat hierdie kort reeksie uit Psalm 103 wat handel oor dankbaarheid as uitvloeisel van ons redding vir iets beteken het. Vir my siel het dit baie beteken en wil ek u vanmôre groet met die woorde van Gesang 68. Daar staan, bring lof en dank aan God die eer, o volke almal saam, sing heilig, heilig, heilig Heer, hoogheilig is sy naam. Vers 2 sê, u is lankmoedig, met geduld, deel u die boodskap mee. U delg ons sonde, werp ons skuld, vir ewig in die see. Gee vrede Heer, waak oor u kerk, met vaderlike hand, maak ons voorspoedig in ons werk en seën volk en land. Vers 4 is pragtig, wanneer ons kragte eendag soog, sal u ons hande hou, dan sal ons, Heer, u aangesig in heerlikheid aanskou. En dis my so 'n mooi samevatting van Psalm 103. Ag vriende, die Here dra ons, van ons geboorte tot ons sterfdag. As ons kind van God in hierdie pad word, dan eer ons hom dat ons eendag in sy heerlikheid sal wees en nie sy ewige straf sal ondergaan nie. Daarom wil ek u vanmôre aanmoedig om by deel 4 van hierdie Psalm uit een mond saam met my God te loof en te prys vir wie hy is. So kom ons lees vers 19 tot 22, dan staan ons stil by die laaste deel van hierdie Psalm. Daar staan in vers 19, die Here het sy troon in die hemel gevestig en sy koninkryk heers oor alles. Loof die Here sy engele, kragtige dade, wat sy woord volbring in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. Loof die Here al sy leerskare, sy dienaars wat sy welbehae doen. Loof die Here al sy werke op al die plekke van sy heerskappy. Loof die Here, o my siel. Ag vriende, die Psalm is so kosbaar dat ons nou leer in vers 19 dat die Here het sy troon in die hemel gevestig en sy koninkryk heers oor alles. En ons moet vanmôre besef, elke knie sal buig en elke tong sal bely dat die Here God is. Vriende, ek vertrou dat u die Here ken vanmôre en dat u alreeds u knie gebuig het en met tong bely het dat hy Here is. Maar hier kom Dawid en hy gee hierdie duidelike verklaring en hy sê, luister man, hierdie God het sy troon gevestig. Psalm 2 leer vir ons baie duidelik, die koninkryke van die wêreld staan op teenoor God en hulle wil sy juk afruk, maar hulle kan nie, want God het hierdie wêreld geskape, ons is gaste op sy aarde en hy heers op hierdie aarde en hy gaan eendag vir ons verantwoording vra. Kinders van die Here is mense wat nie ongemaklik raak met hierdie gedagte nie. Inteendeel, ons is dankbaar dat hierdie alleenwyse God, genadige en barmhartige God, regverdige God op die troon van die hemel sit. En hy het hierdie troon gevestig, hierdie woord van gevestig beteken, dis onwankelbaar. Daar kan nooit weer een in sy plek kom nie. En sy koninkryk heers oor alles. Vriende, alles op aarde sal ten goeie meewerk. God kondig die begin van die einde aan. Daar is niks wat hom onverhoed sal betrap nie. En daarom kan ons vertroue in hierdie God stel. Hy regeer oor sy hele kosmos. In die hemel op aarde regeer hy. God is die soewereine koning oor die heelal. En niks val buite sy beheer nie. Dit behoort my en jou 'n dankbaarheid te gee en ons te bemoedig vir die dag wat voorlê. Hoor hoe pragtig stel vers 20 en 21 dit. Loof die Here sy engele, nou verskuif Dawid die fokus na die heerlikheid van die hemel. Onthou vir Jesaja en Jesaja 6, het hy daar die wonderlike gesig van die Here gekry, waar die serafs rondom die Here was, en hulle het uitgeroep, heilig, heilig, heilig is die Here. Die Bybel sê hulle is kragtige helde. Ons dink aan wat engele kan doen, die absolute mag wat God engele gegee het. Hulle het sy woord volbring, hulle het die aankondiging gedoen, toe Jesus gebore sou word, het die engele die aankondiging kom doen. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, vriende, in gehoorsaamheid aan sy stem en sy woord. So wat Dawid eintlik vir ons wil kom sê is, soos hierdie God sy troon in die hemel gevestig het en sy koninkryk oor alles heers, en engele gewilliglik as kragtige helde doen wat God vir hulle sê, moet ons dieselfde doen, in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. Ons moet nie die Here heeltyd bevraagteken nie. Ons moet nie heeltyd die Engelsman sê om second guess nie. Ons moet sê, Here, ons hoor en ons doen. U roep ons op en ons gaan leef uit. Here, u het ons gered en daarom is ons dankbaar. Dit is so kosbaar as Dawid hierdie beeld vir ons gee en sê, soos die engele gehoorsaam is aan die Here en hulle is baie magtiger as ons, hulle luister en hulle doen. Soveel te meer moet ons te doen. Want selfs in die hemel word hierdie God geëer
as die een wat op die troon van die hemel sit. Vers 21, loof die Here al sy leerskare, sy dienaars wat sy welbehae doen. Hierdie gedagte, vriende, is eenvoudig dat in die hemel en op aarde moet die Here geloof en geprys word. Sy naam moet geëer word van die opkom van die son tot sy ondergang. Hierdie naam, die naam bo alle name, die naam voor wie elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy die Here is. Vers 22 sê, loof die Here al sy werke, op al die plekke van sy heerskappy, loof die Here o my siel. So met ander woorde, die Bybel sê vir ons in Psalm 19, dat die skepping is 'n onhoorbare stem wat God loof en prys. Die Bybel sê vir ons dat al die werke wys na God, hierdie skepping wat so georden is, wys na hierdie God wat alles geskaap het en in stand hou deur die krag van sy woord. Die Bybel sê op al die plekke van sy heerskappy, so in die lengte en breedte van hierdie wêreld, moet die naam van die Here geloof en geprys word. En dan maak Dawid dit weer persoonlik. Hy sê, loof die Here o my siel. Hy sê as almal die Here loof en prys, dan is dit wonderlik, maar ek gaan nie myself daarvan uitsluit nie. Ek wil eintlik voorloop en ek wil sê, volg my na in my dankbaarheid, omdat hierdie God so wonderlik goed is. Ek gaan hom loof en prys vir sy wonderdade aan my siel bewys. Ag vriende, ek glo dat hierdie Psalm vir u tot baie seën was. Dit was vir my siel tot seën om bietjie deur hierdie Psalm te werk. Ons het nie alles gesê wat ons kan sê oor hierdie Psalm nie. Maar wat ek vir u kan sê, is dat die hele skepping moet die Here loof. Daar gaan 'n dag aanbreek wat die Here einde maak aan hierdie gevalle skepping. Hierdie skepping wat eintlik onder sy toorn en onder sy vloek is. Hierdie skepping waar die mens sonde ingebring het. En ag vriende, terwyl die Here talm om te kom, en terwyl hy talm om hierdie nuwe koninkryk te kom skep, die nuwe hemel en nuwe aarde, kom u en ek lewe in dankbaarheid. In die eerste plek oor wat hy vir ons gedoen het. In dankbaarheid omdat ons weet ons sal die ewige lewe beerwe wat ons nie verdien nie. En mag ons die Here loof en prys met alles wat in ons is. Mag u en ek genade vind om te sê, Here, help my om hierdie dankbaarheid uit te leef na 'n gebroke wêreld daar buite, sodat kosbare siele ook by my Messias, my verlosser, my koning, my Here en my God kan uitkom. Vriende, baie groete vir u, baie seën en 'n mooi dagie verder. Tada.